Hallo julle, vandag kyk ons weer na 'n eksamenvraag uit die November vraestel vir Gauteng in 2016. Vraag 6. Die vraag sê, die diagram hieronder, en hier het ek hom nou hier langsaan, toon die grafiek van f van x is 1 op x plus 3 minus 1. Nou ja, dit is 'n hiperbool, omdat ek met 'n x deel, en hier is die grafiek van die hiperbool. Soos jy kan sien, het ek reeds die vergelyking hier neergeskryf. En die ander funksie is g van x is 'n halwe x. Nou dis 'n reguit lyn en daar is hy. Die grafiek van f sny die x-as by a. So dit is my x-as wat ek hier 'n bietjie dikker gemaak het. En die grafiek van die hiperbool sny die x-as daar by a. En die hiperbool sny die y-as hier by b. Die grafiek van f en g sny by c en d. Nou ja, dis ook duidelik op ons grafiek. Nou ja, hulle vra vir ons om die vergelyking van die asymptote neer te skryf, die domein en so voorts. Nou, ek het baie meer plek as die nodig, so ek wil van al hierdie boonstes ontslaa raak, en ek het so bietjie vooruit gewerk, en hier het ek 'n skerm wat skoon is. Goed, so die eerste vraag sê, skryf die vergelyking van die asymptote van f neer. Nou ja, hier is my vergelyking van f. Die een asymptoot is daar waar x plus 3 gelyk aan 0 is, want ek weet ek mag nie deur 0 deel nie. So, dit is by minus 3. X is gelyk aan minus 3, is hier die vertikale lyn, x is gelyk aan minus 3. En dan die ander asymptoot is die horisontale asymptoot. Hier is my horisontale asymptoot. Dit weer is hoeveel het die grafiek afbeweeg vanaf die x-as, en ek kan hier sien dat hy net een eenheid afbeweeg het. So hierdie is die vergelyking, y is gelyk aan minus 1. Om nou maar net die antwoord hier by die vraag te skryf, my horisontale asymptoot is y is gelyk aan minus 1, en my vertikale asymptoot is x is gelyk aan minus 3. Goed, dan vir die volgende vraag wil hulle by my weet, bepaal die domein van f. Nou ja, domein is 'n vreemde woord, in Engels word dit baie algemeen gebruik, ons praat van die domein en die range, as die definisie en die waardeversameling. So die domein hier is maar net die definisie versameling wat hulle wil hê. Nou die definisie versameling van f. Nou definisie versameling is altyd x uit my reële getalle, en nou ja, ek weet dat x nie min 3 mag word nie, want dis waar ek 'n asymptoot het, so dit is die enigste getal wat uitgesluit is by my definisieversameling. 6.3 wil by ons die lengte weet van OB en OA. Kom ons skuif dit 'n bietjie op. Die lengte van OB, nou ja, waar is OB? OB is hier die lengte hier op die y-as. So as ek net kan uitwerk wat is die y-afsnit van die hiperbool, dan sal ek weet hoe lank OB is. So, ek kan sê B is my y-afsnit. Daarom weet ek dat x gelyk aan 0 gaan wees, en dan vat ek my vergelyking, y is gelyk aan 1 op 0 plus 3 minus 1, hier is my vergelyking, ek het net die x is gelyk aan 0 invervang, so is 'n derde minus 1
is minus 2/3. So die getalletjie hier, ek wil graag daar 'n bietjie skoner maak, dat ek nou meer plek het. Die getalletjie hier by B is minus 2/3. Dit beteken dat die lengte OB gelyk is aan 2/3, want lengte kan nie negatief wees nie. So al is die afsnit 'n negatiewe waarde, is die lengte van O na B toe nog steeds positief. Dan vir OA, en as jy kyk wat gebeur by A, dan is dit die X-afsnit. En vir die X-afsnit weet ek nou weer dat Y gelyk aan 0 is. So my vergelyking gaan wees 0 is gelyk aan 1 op X plus 3 minus 1. Dan vat ek maar hierdie minus 1 oor ander kant toe, dan kry ek 1 is gelyk aan 1 op X plus 3. Ek vermenigvuldig met die X plus 3 om van die breek ontslae te raak, dan kry ek X plus 3 is gelyk aan 1, so X is dan gelyk aan min 2. So daar by A is die getalletjie wat ek op die X-as kry, min 2. Maar die afstand van min 2 na 0 toe, of gaan wees, die afstand OA, gaan wees 2 eenhede. Goed, die volgende vraag sê, bepaal die koördinate van C en D. Nou ja, ek het 'n bietjie spasie nodig, so kom ek vee eers uit, maak hom maar groot, ek gaan al hierdie uitvee, ek wil die bewerkinge wat ek hier op my grafiek het doorhou, en dan kan ek hierdie wegbeweeg, kom ons maak sommer so, en goed, 6.4. Bepaal die koördinate van C en D. Nou wat gebeur by C en D? Dit is die twee punte waar die grafieke mekaar sny. So die een grafiek is Y is gelyk aan 'n halwe X, en die ander grafiek is Y is gelyk aan 1 op X plus 3 minus 1. En die twee grafieke is gelyk op daardie punte. Daarom kan ek nou sê dat 'n halwe X gelyk is aan 1 op X plus 3 minus 1. Goed, ek gaan vermenigvuldig met 2 maal X plus 3. Dis waarmee ek gaan vermenigvuldig. Ek doen dit so, want ek wil van die half van daardie 2 ontslae raak, en ook van die X plus 3 wat daar in die breek is. So aan die linkerkant gaan ek nou kry X maal X plus 3 is gelyk aan, en as ek hierdie vermenigvuldig met 2 maal X plus 3 kry ek net 2, en 1 vermenigvuldig met X, 2 maal X plus 3 gee vir my dit. Kom ons vereenvoudig, dit gee vir my X kwadraat plus 3X, en hier kry ek is gelyk aan 2 minus 2X minus 6. Nou ja, ek sien dis 'n kwadratiese funksie, omdat ek 'n X kwadraat het, so ek moet dit in standaardvorm skryf. Daar is my enigste X kwadraat, en dan het ek hier minus 2X kwadraat, as ek dit oorvat, dan gaan ek 3X plus 2X hê, so dit gaan wees 5X, en my konstant hier is 2 minus 6, dit is minus 4. Neem dit oor, en ek kry plus 4 is gelyk aan 0. Dit faktoriseer maklik, X plus 4 maal met X plus 1,
Jy moet dit net gou gecontroleer. 4 mal 1 is 4, x mal x is x kwadraat. My middelterm is die middelste 2 hier, is 4x, plus die buitenste 2 is nog 'n x. So dit sê vir my dat x is gelyk aan minus 4, of x is gelyk aan minus 1. Goed, nou ken ons die x-koördinate, maar hulle het net gesê bereken die koördinate, so ons het die y-koördinate ook nodig. Nou, ons het 'n keuse, ons kan maar gebruik, y is gelyk aan 'n halwe x. Ek dink dit gaan die vinnigste werk. Daar, want die punte lê op die lyn. Jy kon ook maar die hyperbool gebruik, maar ek dink jy maak vir jouself onnodig werk. So as y gelyk aan 'n halwe x is, dan gaan y hier gelyk aan min 2 wees, en y hier gaan gelyk aan minus 'n half wees. Nou moet ons net besluit, watter punt, is hierdie nou D, of is dit dalk C, want ons het die 2 punte D en C uitgewerk. Nou natuurlik is C die een waar my x-koördinaat min 1 is, en dan is D die een waar my x-koördinaat min 4 is. So D is die punt min 4. Kom ons skryf hom liewerster net beter. D is die punt, nog 'n keer probeer. D is hierdie punt, sy x-koördinaat is min 4, en dan is die y-koördinaat min 2. En C is die punt met x-koördinaat min 1 en y-koördinaat min 'n half. Goed, kom ons vee maar weer uit. Laaste vraag. Gebruik die grafieke om die oplossing van 1 op x plus 3 is groter as of gelyk aan x plus 2 op 2 te bepaal. Nou as ek die grafieke moet gebruik, moet ek natuurlik die 2 vergelykings soos wat ek hulle hier het, dan is dit wat ek moet gebruik. So ek kan sien dat daardie x plus 2 op 2, as ek dit net opbreek, dan kry ek x op 2, wat maar presies dieselfde is as 'n halwe x, plus 2 op 2 wat 1 is. So eintlik is daardie ongelykheid 1 op x plus 3 is groter of gelyk aan x op 2 plus 1. En dan kan ek nou nog hierdie 1 na die linkerkant toe vat en ek kry 1 op x plus 3 minus 1 is groter of gelyk aan x op 2. En ja, hier het ek presies vir f van x, en die ander enetjie was g van x, dit wat hulle hom genoem het, ja. So ek wil hê f van x moet groter of gelyk aan g van x wees. So dit is die y-waardes van f moet groter of gelyk aan die y-waardes van g wees. Nou ja, die y-waardes van f is groter of gelyk aan die y-waardes van g as die grafiek van f bokant die grafiek van g is. So ons kyk na ons grafiek en ons soek na die f is die hyperbool. Waar is die hyperbool bokant die reguit lyn? En dit is
hier, daar is die hiperbool bokant die reguitlyn, hier van die punt D af na links toe, en hy bly bokant die reguitlyn, hier gaan die reguitlyn al hoe meer af en af en af, maar ook hier van die punt C af na links is die hiperbool ook bokant die reguitlyn. Maar ons moet net 'n bietjie versigtig wees, want hier het ek mos 'n asymptoot. So, moenie vergeet nie, ek kan nie verby die asymptoot gaan met die hiperbool nie. So wanneer ek my twee antwoorde neerskryf, gaan ek sê dis hier van D af links, so x is kleiner of gelyk aan minus 4, dis ook gelyk aan, want die twee grafieke is daar gelyk, en dan gaan ek na links, of, en dan die x'e wat hier van min 1 af tot by min 3, so is al die x'e hier tussen min 3 en min 1. So ek begin maar met die kleinste een, is min 3, x en dan min 1, x lê tussen hulle, hierdie een is die kleinste, so my twee tekens hier moet altyd dieselfde lyk. Nou moet ek net besluit of hulle ingesluit is of uitgesluit is. Nou hier by minus 3 is dit uitgesluit, want ek het daar 'n asymptoot, so ek gaan hierdie net los soos hy is. En by minus 1 is dit ingesluit, want by minus 1 is die twee gelyk, en die vraag is, waar is dit groter as of gelyk? Das hy, klaar met die vraag.